En die avonture van die klein Bybeltjie is hier op die tafel oop voor Tannie Karen. Dankie Tannie Rona Peens vir hierdie pragtige storieetjie wat jy weer vir ons maatjies geskryf het. Steek eers vir my handjies op. Wie van julle hou van visvang? Ek sien so 'n paar handjies. Nou vandag leer ons wat dit is om 'n visser van mense te wees. Anton klop aan die voordeur van sy beste maatjie Zian, waar hy saam met sy pappa Lamont, mamma Arushel en boetie Marius woon. Zian se mamma kom maak vir hom die deur oop. Hallo Anton, ag kom gerus saam met my, Zian het met sy fiets geval en seer gekry. Anton stap saam met die tannie na Zian se kamer toe. Anton skrik toe hy sien hoe stikkend Zian se knieë is. Hy gaan staan langs die bed. Zian, is dit baie seer? Zian skud sy kop en byt sy onderlip vas. Marius, wat 5 jaar oud is, sit op die matjie voor die bed. My boetie het hard geval en hy sterk, want hy het nie eers gehuil nie. Kyk, ek het vir jou hierdie mooi klein Bybeltjie saamgebring. Ek het 'n boekmerkie ingesit waar jy moet lees. Tannie Arushel staan nader met watte, ontsmettingsmiddel en pleister. Kom, dan ontsmet ek die seerplekke. Zian hou sy hande voor sy knieë. Dis nie so erg nie, mamma, moenie van daardie brandgoed opsit nie. Ek moet, Zian, anders gaan die wonde infeksie kry, verduidelik Tannie Arushel. Ek sal vir liewe Jesus vra om dit gesond te maak. Zian klink baie benoud. Die brandgoed gaan my knieë seermaak. Tannie Arushel skud haar kop. Zian, die stikkende plekke moet ontsmet word. Jy kan nie van 'n berg gaan afspring en dan vir Jesus vra om jou te beskerm nie. Zian kyk met groot oë na sy mamma. En as 'n leeu my jaag? Tannie Arushel lag. Nou wie's die leeu wat jou jaag? Mamma is, antwoord Zian benoud. My knie pyn nou glad nie en daardie ontsmettingsmiddel gaan dit laat pyn. Sy mamma knik met haar kop. As die lewe terugkom, gaan jy 'n ander dientjie sing. Jy het so hard geval dat daar nie gevoel in is nie. En daardie klein Bybeltjie wat Anton vir jou gebring het, kan jy lees dat Jesus ook van medisyne gebruik gemaak het. Ja, maar nie sulke brandgoed soos wat mamma wil aansmeer nie. Jesus het net gesê die mense moet gesond word en dan het hulle. Keer Zian. Tannie Arushel vat die Bybeltjie by Anton. Laat ek tog net vir Zian hier lees in Johannes 9 vers 5 van die blinde man wat na Jesus toe gekom het vir genesing. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe Jesus dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak klei van die spoeg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word, uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy kon sien toe hy teruggekom het. Zian vat sy hande voor sy knieë weg. Ek is seker die klei wat Jesus gemaak het nie so gebrand soos hierdie ontsmettingsmiddel nie. Tannie Arushel maak die wattetjie nat en vee liggies oor Zian se knie. Dis net koud, voel jy? Zian lag. Ek was sommer bang vir koue pampoen. Sy mamma smeer salf aan en plak 'n pleister oor en doen dieselfde by die ander knie. Skrik vir koue pampoen. Marius kom staan langs sy mamma. Hoekom skrik julle vir koue pampoen? Mamma lag. Ag, dis sommer net 'n gesegde. Dit beteken dat jy skrik vir iets waarvoor daar nie geskrik behoort te word nie. Zian en Marius se pappa, oom Lamont, kom ook kyk na Zian se beserings. Hoe lyk dit, mamma? Kan jy Zian se binnegoed keer sodat dit nie by sy knie uitkom nie? Zian kry baie skaam. Sis, pappa, dis nie so erg nie. Kom Anton, dan gaan speel ons 'n bietjie. Oom Lamont vryf oor Zian se donker hare. Ek wou by julle 3 groot manne hoor of julle saam met my wil gaan visvang. Zian, Anton en Marius spring op van vreugde. Jippie! Dit sal lekker wees. Anton, sê oom Lamont. Ek het met jou ma gereël, sy het klaar vir jou ingepak. Gaan kry gou jou sak. Anton se voete vat omtrent nie grond so vinnig soos wat hy na hulle huis toe hardloop nie. Hy skaars weg of hy's terug met sy rugsak en visstok. Ek is klaar, oom, ons kan maar ry. Zian en Marius is ook gereed en gou-gou val hulle in die baddam toe. Zian het heeltemal vergeet van sy knieë. Hy dink nou net aan al die visse wat hy gaan vang. Oom Lamont soek 'n koelteboom en sy bakkie te parkeer en dan sit hulle af dam toe.
Anton en Zian is al behendig met hulle visstokke en nadat hulle aas aangesit het, gooi hulle die lyne in dat dit sing deur die lug. Oom Lamont help eers vir Marius om sy lyn in te gooi voordat hy sy eie ingooi. En daar sit die 4 manne en wag dat die visse moet byt. Papa, wil Zian weet. Ons sonnaskooljuffrou het vir ons vertel van vissers van mense. Marius kyk met groot oogies na sy boetie en dan na sy pa. Vang hulle mense ook met visstokke en aas, papa? Papa lag lekker. Nee, my ou grootseun, 'n mens gebruik die Bybel om mense mee te vang. Marius is geskok. Ek sal nie my kinderbybel vir aas gebruik nie, dit sal mos nat word. Papa skud sy kop. Die Bybel word nie soos aas voor aan die vislyn gesit nie, Marius. 'n Mens gebruik die woord van die Here om vir mense daaruit te lees en die boodskap te verduidelik. Marius kyk skeef na sy pappa. Soos 'n dominee, pappa? Ja, my kind. Enige iemand wat die woord van God aan mense verkondig, is vissers van mense. Jesus het aan Petrus die opdrag gegee om 'n visser van mense te word. Ek het nie nou die Bybel hier om vir julle die presiese stuk te lees nie. Ek het, pappa, antwoord Zian. Anton se Bybel het nog op my bed gelê en ek het dit toe sommer in my rugsak gepak. Dit is so mooi klein. As pappa my visstok vashou, sal ek dit gou uithaal. Oom Lamont blaai tot by Matteus 4 vers 16. Die volk wat in duisternis sit, dit is nou mense wat nog nie vir Jesus ken nie, het 'n groot lig gesien. Dit is toe hulle van Jesus gehoor het en hom as saligmaker aangeneem het. En die wat sit in die land in skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Petrus en sy broer Andreas, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Soos ons, pappa, wat visse gevang het en die mense nie, wil Marius weet. Ja, my grootseun, hulle was vissers soos ons. Luister nou net wat sê Jesus toe vir hulle. Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Zian kyk met 'n frons tussen sy oë na sy pappa. Wat moes hulle toe doen om vissers van mense te word, pappa? Hulle moes vir Jesus volg en by hom leer. Pappa wys met sy vinger na vers 23. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiekes en verlamdes en hy het hulle gesond gemaak. En groot menigtes het hom gevolg. Skielik ruk Marius se visstok. Hy skrik so groot en gryp daarna. Sy voetjie gly en met 'n gil val hy binne in die dam. Zian en Anton gil saam. Oom Lamont sit die Bybeltjie in sy visstok vinnig neer en pluk sy hemp en skoene uit. Dan duik hy agter Marius aan. Zian skree vir Anton. Kom ons bid, Anton! Ag, liewe Jesus, help asseblief vir pappa om vir Marius te red. Oom Lamont klim met Marius teen die wal uit. Marius is papnat en huil droewig. Ag, toe maar ou seun, troos sy pappa hom. Dit is deel van groot word. As daar weer 'n vis aan jou lyn ruk, moet jy nie skrik nie. Jy moet vas staan en vashou aan jou stok. Gelukkig kan julle al 3 swem. Marius se tande klap op mekaar van die skok en koue. Sy pappa droog hom af en trek vir hom droë klere aan. Dan gooi hy 'n beker lekker warm koffie uit die vlies. Drink hierdie koffie, dan is jy gou weer warm. Hy gooi nog 2 bekers vol en gee dit vir Zian en Anton, wat dit dankbaar by hom vat. Marius sluk sy koffie sommer vinnig weg. Dankie pappa, die koffie maak my maagie sommer lekker warm, amper soos 'n truitjie om my lyfie. Oom Lamont is nog besig om homself droog aan te trek, toe ruk Anton se lyn. Anton gooi sommer die halwe beker koffie op die grond neer. Ek het 'n vis, julle!
Oom Lamont gaan staan agter hom en help hom om die vis in te katrol. Dis 'n kneuwel, Anton, prys Zian se pa hom. Hy gaan haal sy kamera uit die motor en neem 'n foto van Anton met die vis wat amper net so groot soos hy is. Anton is so opgewonde dat hy almekaar babbel. Ek het 'n groot vis gevang en Marius het nie seer gekry nie. Jesus het gehoor toe ons gebid het, Zian. Zian knik sy kop. Ja, Anton, jou Bybeltjie het ons mooi geleer van vissers van mense. Marius begin lekker lag. Pappa was 'n visser van mense, hy het my gevang. Dan lag almal lekker saam. Oom Lamont knik met sy kop. Gelukkig is die woord van die Here sag en vol genade. Al wat die Here vra is dat ons Jesus as ons saligmaker aanneem. Hy vat weer die Bybeltjie wat hy langs hom neergesit het toe Marius in die water geval het. Kyk, hier in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Tot hiertoe maatjies, vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou Matteus 4 vers 19 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dankie Jesus dat U ons vandag geleer het om vissers van mense te wees. Amen.